Vandag kyk ons na Spreuke 5 en hier aan die begin wil ek ons aanmoedig om elke keer voordat ons luister na 'n hoofstuk wat behandel word, die moeite doen om daardie hoofstuk deur te lees. Spreuke 5 dan, die waarskuwing teen ontrouheid. Geliefde leiers, my beskeie mening is dat Spreuke 5 sekerlik een van die eerlikste en dringendste hoofstukke in die hele wysheidsliteratuur is. Hier hoor ons die stem van 'n vader, die stem van 'n ervare man van God, wat met 'n jong man praat oor die gevare van seksuele sonde en oor die vreugde van getroue liefde binne die huwelik. Die boodskap van hierdie hoofstuk is vandag nog net so gewigtig soos toe dit geskryf is. Ontrouheid vernietig, getrouheid bou. Kom ons kyk na verse 1 tot 6 van Spreuke hoofstuk 5, die verleiding van die ontroue vrou en die skyn van soetheid. Want die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop en haar verhemelte is gladder as olie. Maar op die end is sy bitter soos wilde als, soos 'n swaard aan weerskante skerp. Verse 3 en 4. Hierdie hoofstukke begin met 'n waarskuwing teen die versoekings van ontrouheid, die sogenaamde vreemde vrou. Haar woorde is soet, haar voorkoms aanloklik, maar haar pad lei altyd na dood en vernietiging. Salomo gebruik sterk beelde om te wys en te waarsku. Sonde begin aangenaam, maar dit eindig altyd bitter. Daar's belangrike temas. Verleiding. Sonde lyk aanvanklik mooi en wenslik, soos heuning en olie. Bedrog, wat aantreklik lyk, bring uiteindelik pyn. En gevolge, ontrouheid bring geestelike en morele dood. Leiers en gelowiges word daagliks, vandag nog, deur 'n seksuele kultuur versoek. Wat soms begin met 'n onskuldige kyk of 'n vriendelike gesprek, kan vinnig verander in sonde wat families en bedieninge en reputasies vernietig. Wees waaksaam. Moenie speel hier aan die rand van sonde nie. Bly ver weg daarvandaan. Verse 7 tot 14. Die gevolge van oorspel. Die prys van ontrouheid. Vers 11 en 12 sê, en jy uiteindelik moet steun as jou liggaam en jou vlees verteer is, en moet sê, hoe het ek die tug gehaat en my hart die kastyding versmaad. Die Vader verduidelik dat oorspel nie net 'n sondige daad is nie, maar 'n pad van selfvernietiging. Ontrouheid beroof 'n mens van eer, van gesondheid, van vrede en van welvaart. Die gevolge is ongelukkig dikwels onomkeerbaar. Ons sien hier belangrike temas. Verlies van eer. Jou naam en jou getuienis word geskend. Soms vir altyd. Finansiële en emosionele verwoesting. Sonde steel nie net jou siel nie, maar ook jou sekuriteit. En dan spyt en smart. Ontrouheid bring 'n te laat besef van dwaasheid en pyn. 2 Samuel 11 en 12 waarsku ons deur die geskiedenis van Dawid se sonde met Batseba, wat gelei het tot hartseer en dood en familiekonflik. Numeri 32:23 sê vir ons, wees seker, jou sonde sal jou uitvind. Seksuele sonde is nie 'n persoonlike saak nie. Dit het sosiale, geestelike en gemeenskapsgevolge, veral omdat jy in leierskap is. Leiers wat in sonde val, sleep hulle gesinne, hulle gemeentes en die naam van Jesus Christus saam met hulle. Leef daarom gedissiplineerd en waaksaam. Eer die Here jou God met jou liggaam, jou hart en jou oë. Verse 15 tot 20. Die roep tot getrouheid, die vreugde van jou eie verbond. Hoofstuk 5 vers 18 sê, mag jou fontein geseënd wees
en verheug jou oor die vrou van jou jeug. Nadat die Vader gewaarsku het teenoor die oorspel, wys hy nou die beter weg, naamlik getroue liefde in die huwelik. Die beeld van drink water uit jou eie put simboliseer die rein, vreugdevolle intimiteit tussen man en vrou wat deur God ingestel is. Ware liefde is nie vervelig nie, dis heilig, is veilig en is so geseënd. Belangrike temas hier is huwelikstrou. Vind vervulling by die een wat God aan jou gegee het. Volgende is vreugde in die verbond. Geniet en eer die geskenk van huweliksliefde, God se verbond met jou en jou eggenoot. Huweliksliefde. En dan tevredenheid. Ontrouheid groei uit 'n hart wat nie tevrede is met die geskenk, die gawe van die huwelik wat God aan jou geskenk het nie. Eksodus 2:24 sê vir ons, daarom sal die man sy vrou, sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees. Hebreërs 13:4 sê, laat die huwelik eerbaar wees onder almal. Getrouheid is nie beperk tot fisiese lojaliteit nie. Dit sluit emosionele en geestelike getrouheid in. Ons as leiers moet huwelike beskerm deur gebed, eerlikheid en saamtyd. Ware vervulling lê in toewyding, nie in verleiding nie. Kom ons kyk na verse 21 tot 23. Die Here sien alles, die onafwendbare geregtigheid. Hoofstuk 5 vers 21 sê, want elke mens se weë is voor die oë van die Here, en hy weeg al sy gange. Die hoofstuk sluit af met 'n ernstige herinnering. Niks is vir God verborge nie. Hy sien elke gedagte, elke kyk, elke begeerte. Die sondaar word uiteindelik vasgevang deur sy eie ongeregtigheid. Belangrike en sentrale temas hierin is God se alwetendheid. Hy sien alles, selfs die geheime dinge van die hart. Sonde bind jou. Onbeleide sonde word 'n stryk wat die siel vasgevang hou. En dan goddelike geregtigheid. Wat 'n mens saai, sal hy ook maai, volgens Galasiërs 6 vers 7. Ons sien ook pragtige verwysings in Psalm 139 vers 1 en 3. Here, U deurskou my en U ken my. Numeri 32:23, jou sonde sal jou uitvind. Ons het dit al gesien in Galasiërs 6:7. Wat 'n mens saai, sal hy ook maai. God die Almagtige roep ons as leiers tot integriteit. Die uiterste vorm van eerlikheid. Selfs of veral in ons privaatlewe. Die Here sien alles. Niks om ons te verdoem nie. Hy sien nie sodat hy ons kan verdoem en vernietig nie, maar hy sien om ons te help om in reinheid te leef, in reinheid te wandel, in reinheid te kyk, in reinheid te praat, in reinheid te dink. Laat jou lewe so wees dat as God uiteindelik alles openbaar, dan niks sal wees waarvoor jy hoef te skaam nie. Bly op die pad van getrouheid. Spreuke 5 herinner ons, die wêreld roep met heuninglippe, maar God roep met heilige liefde. Ontrouheid bring bitterheid, maar getrouheid bring seën. Laat ons kies om rein te wandel, in ons denke, ons oë, ons huwelike en in ons bediening. Soos wat vers 18 dit sê, laat jou fontein geseënd wees. Mag die Here elkeen van ons leer om rein, tevrede en getrou te leef, sodat ons huwelike en bediening bronne van lewe kan wees, nie van vernietiging nie. Leef heilig.